Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Kom ek lees vir ons God se woord vanoggend, Filippense hoofstuk 1 vers 1 tot 6. Ek lees vanoggend vir ons uit die Engels uit, die English Standard Version. Lees van my God se woord. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi with the overseers and deacons. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at that day of Jesus Christ. Hierdie is God se woord. Verbeel gou saam met my 'n soldaat wat afhardloop op die vyand. Vol adrenalien skree hy soos hy op die voorste linies afhardloop reg om die vyand te staan. Soos hy hardloop, kyk hy om hom en verbeel saam my, sy hart val grond toe. En soos hy om hom kyk, word hy spookwit, bleek, want hy sien nie sy broers om hom nie. Hy besef in daai oomblik, hy hardloop alleen op die vyand af. Hy skree om hom, kom ouens, maar hy hoor niks nie. Hy staan alleen op die voorste linies. Waar is sy broers? Waar is sy band of brothers? Daai prentjie, dis 'n tragedie. Dis 'n tragedie. As ons vanoggend Paulus se waardering van die gelowiges in Filippi wil verstaan en waardeer, verstaan eers dat baie pastore en kerkleiers voel soos ons ou verlate soldaat. Hulle voel alleen in die stryd. Paulus het op tye ook so gevoel. Maar sy waardering vir die gelowiges van Filippi was nie dit nie. Dit was presies die teenoorgestelde. Toe hy met die evangelie in hand afhardloop op die vyand, op die voorste linies, toe Paulus omdraai om te sien waar is sy broers en susters in Christus, toe sien hy hulle langs hom. Toe sien hy hulle reg om hulle lewens op te offer vir die goeie nuus van Jesus. Hy het gesien, hy is nie alleen nie. Paulus noem hierdie kragtige prentjie 'n partnership in the gospel, 'n broederskap in die evangelie, 'n vennootskap in die evangelie. Kyk na vers 5. Dis waarvoor hy dankie sê. En ek het vanoggend een groot punt, ligpunt. Dankie vir julle vennootskap saam met ons in die evangelie. Dis wat ek met julle wil deel vanuit God se woord vanoggend. Kom ek wys julle gou hoe hierdie vennootskap gelyk het tussen Paulus en die Filippense, en dan behoort dit duidelik te word waarvoor ons vir julle wil dankie sê. Paulus sê hier dankie in vers 5 vir God wat alles moontlik maak, maar hy sê ook dankie vir hierdie gelowiges. Hy sê dankie for your partnership in the gospel from the first day until now, vers 5. Waarna verwys hy wanneer hy praat na hierdie vennootskap? Wel, van julle sal weet, terwyl Paulus hierdie brief geskryf het, sit hy in die tronk. Hy sit in die tronk omdat hy aanhou getrou Jesus verkondig het as die naam bo alle name en die enigste redder van die mensdom. Vir daai rede sit hy in die tronk. En dadelik sou jy dink, ja, maar baie kerke sou by Paulus gestaan het terwyl hy in die tronk was. Nee, nie so nie. Daar het elke kerk wat hy geplant het nie ingespring om hom te ondersteun terwyl hy in die tronk sit nie. Paulus verwys na kerke wat uit vrees uit en selfs ander kerke wat uit skaamte uit hulle self nie wou assosieer met hom terwyl hy in die tronk sit nie. En dis hier net die besef daarvan wat ons besef, hier is waar vennootskap begin betekenis kry. Die vennootskap van die kerk in Filippi met Paulus was duidelik in dat hulle juis geassosieer wou word met hom soos wat hy in die tronk sit.
Maak nie saak wat sy tronkstraf vir hulle reputasies beteken het in die samelewing om hulle nie, maak nie saak nie. Hulle wou by Paulus wees in die tronk. Hulle het hom bygestaan en geondersteun emosioneel en fisies. Terwyl hy in die tronk was, lees ons dat die ouderling van die kerk of die pastoor van die kerk met die naam Epaphroditus, hulle het hom gestuur na Paulus toe terwyl hy in die tronk sit. En ons moet verstaan, daai reis was 'n gevaarlike reis. Hierdie was nie 'n dag en tyd waar jy net op 'n vliegtuig klim en opdaag waar jy wil opdaag nie. Hierdie reis het geld gekos. Dit het weke lank gevat vir hom van punt A tot by punt B te kom. Dit sou lang staproetes gewees het, vra vir lifts. Dis 'n komplekse proses vir Epaphroditus om by Paulus in die tronk uit te kom. Buiten vir die feit dat hy gaan assosieer met iemand wat in die tronk is. Ons hou nie van hierdie ou nie. Maar hy het gegaan. Epaphroditus het by Paulus gaan sit terwyl hy in die tronk sit. Hy het vir Paulus finansiële bydrae gebring en toe hy daar opdaag het hy hom gehelp emosioneel en fisies om te sê Paulus, jy is nie alleen nie. Ons by die kerk van Filippi, ons staan by jou. Maar sy vennootskap met die kerk in Filippi gaan selfs verder terug as dit. Hy praat van from the first day until now. Hierdie was 'n lang verhouding. Ons lees spesifiek van die ander 3 kere wat hierdie kerk vir Paulus geondersteun het in die einde van die brief van Filippense. Kyk gou saam met my na Filippense hoofstuk 4 vers 14 tot 20, hoe beskryf Paulus sy vennootskap met hierdie kerk. Yet it was kind of you to share in my trouble. And you Philippians, you yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs and once again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Kragtige woorde. Vers 17 waar hy sê, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases your credit. Wat hy basies sê is, ek soek nie julle charity for charity's sake nie. Wat ek soek en hoekom ek hierdie met julle deel, is sodat julle saam met my die seën sal ervaar van julle opofferings. Kyk wat doen julle opofferings. Kyk hoe bou dit die koninkryk. Dis wat hy sê. Dis baie, baie mooi woorde. Dis hulle vennootskap. Ek het op 'n preek afgekom deur 'n bekende prediker in die 1800s, Charles Spurgeon. En hy het op hierdie teks aan sy kerk 'n dankie gelewer en hierdie preek gepreek. En hoor hoe beskryf hy wat 'n vennootskap in die evangelie is. Hoor hoe kragtig is hierdie woorde. Charles Spurgeon sê, "The apostle longed to spread the gospel. So did they. He was earnest to carry it to the regions beyond. So were they. If he preached, they would be there to encourage him. If he held a special prayer meeting, they were ready to help. If money was required, every man was ready according to his means, without pressing or begging. Each one felt an earnest about the work as he did. They were enthusiastic for the furtherance of the gospel. They were heartily with him where he most valued their sympathy." Dit is vennootskap. Dit is wat Paulus hier beskryf in Filippense hoofstuk 1. Hulle staan met hom. Hulle dra saam met hom die kostes van die evangelie en hy hardloop nooit alleen op die vyand af nie. Toe ek hierdie prentjie waarneem en ek neem in alles wat die kerk in Filippi gedoen het vir Paulus, toe kry ek hierdie prentjie in my kop van dink saam my gou aan 'n stomp van die evangelie. 'n lang, ongemaklike stomp wat Paulus op sy skouers dra en hy dra hom alleen. En hierdie stomp is vreeslik swaar. En dis ongemaklik. Hy sit in die tronk vir sy ywer wat aanhou oor Jesus praat.
Hy beklei teen die valse leraars wat die evangelie wil verdraai. Hy neem op homself die pyn en lyding wat kom in hierdie dag en tyd om die evangelie uit te dra. So dra hy die stomp van die evangelie. Wat partnership is, wat vennootskap is letterlik dat die gelowiges in Filippi het op daadwerklike maniere met hulle lewens, tyd en geld saam met hom onder daai stomp kom inklim. En hulle het daai las ligter gemaak. Dit het hulle baie gekos, maar dit het nie saak gemaak nie. Hulle wil saam met Paulus die stomp van die evangelie dra tot eer van die Here. Dis hulle vennootskap. En dis hoekom Paulus dankie sê. As julle julle Bybel sê, kyk gou saam met na vers 3. Hy sê, I thank my God in all my remembrance of you. Basically, elke keer wat ek stop en dink en ek kry geleentheid om te bid, dan sê ek dankie vir julle. Want as ek na julle kyk, voel ek nie alleen nie. Kyk na vers 4, hy sê, I'm making my prayer with joy. Paulus het in sy lewe duisende gebede gebid, van hartseer en swaar kry. En hy het self nog 1000 gebid van angs en vrees oor die kerke wat hy geplant het en wat gebeur het in van daai kerke. Maar nie vir hierdie kerk nie. Vir hierdie kerk, wanneer hy bid, sê hy dankie Here en sy hart borrel oor van vreugde en dankbaarheid vir die God wat hierdie kerk aan hom gegee het as geskenk in sy bediening. Ligpunt, as dit nog nie duidelik is nie, is dit op hierdie punt wat ek met julle wil praat. Ek wil die touwtjies bymekaar trek en vir julle op dieselfde manier wat Paulus dankie sê vir die kerk in Filippi, wil ek vir julle sê dankie. Ons ervaring van julle is dat julle by ons staan in alles. Al gaan die lewe hoe moeilik, al is die nuus hoe donker en Suid-Afrika in soveel moeilikheid soos wat dalk mag wees. Al vat julle kinders soveel energie van julle af. Al sukkel die ekonomie, al kry jy hoe swaar gegee die honderde dinge wat in julle lewens aangaan wat ons nie eens altyd van weet nie. Al is ons baie kere baie ver van die perfekte kerk af en al maak ons hoeveel foute. Ten spyte van al daai dinge wil ek vir julle sê dankie dat julle by ons staan en saam met ons die las van die evangelie dra vir Pretoria. Die stomp is ligter, want julle dra hom saam met ons. Die vyand is bang, want julle hardloop saam met ons. En hoor dit asseblief. Ek praat namens my, die hele personeel en al die ouderlinge, sê ek vir julle, julle maak bediening in hierdie kerk 'n vreugde. 'n Absolute vreugde. Dankie. Ons het vanoggend vir heelwat spesifieke dinge dankie gesê, maar ek wil aangaan met dit. Ek wil dankie sê eerstens vir almal se gereelde finansiële bydraes tot hierdie plaaslike gemeente. Dit help ons so baie. Indien jy dink jy betaal net ons salarisse, kan ek vir jou verduidelik hoe baie dit eintlik oopmaak. Julle finansiële bydrae betaal, dis soveel meer as 'n salaris. Julle getroue vrygewigheid doen die volgende. Julle gee vir ons ure se tyd in God se woord. Julle koop ure se tyd in God se woord vir ons, sodat ons God se woord opreg en eerlik en duidelik kan preek, nie ons eie woorde nie, maar God se woord. Julle gee vir ons die tyd om dit te kan doen. Julle gee vir ons die tyd en maak ons tyd vry om met mense te ontmoet in hulle nood, om mense op te lei, om ander wat vergeet van die evangelie weer te herinner van die evangelie, om ander plaaslike kerke in Pretoria om ons te ondersteun, om vir mense te bid. Julle maak ons tyd vry, sodat ons biddend kan droom oor beter en skerper maniere oor hoe ons as kerk die evangelie kan uitdra en kan preek aan 'n verlore Pretoria. Julle gee ons tyd om te droom vir daai doel. Julle maak ons vry om jong manne te betaal, sodat hulle van jongs af toegerus sal word by ons, sodat hulle eendag ook gesonde ligpunt tipe kerke kan gaan lei. En natuurlik, betaal julle vir die basics, soos 'n gebou,
krag, water, ligte en al daai tipe goeders. Die dinge wat die ligte aanhou, as ek dit so kan stel. Dit is wat julle gereelde finansiële bydraes doen. Dankie. En ons honderde ander goeders wat ek kan noem. Ek het gepraat van hoe ons vennootskap het met ander kerke om ons. Nie net in Suid-Afrika nie, maar in Afrika. Ek wil vir julle gou 'n paar prentjies wys van hoe ons in die oorvloed wat ons beleef, in die hele vrygewigheid, hoe ons ander kerke kan ondersteun. Kyk gou sommer na die volgende foto's. Hier is foto's van kerke wat ons kan ondersteun, te danke aan julle. Reinhard de Bruin, Red Door Church. Geplante kerk, 'n opgeleide, uitgestuurde, geondersteunde kerkplanter. Cebu en Sigle van The Church of Mamelodi, wat 'n kerk geplant het in Mamelodi. Nog 'n opgeleide, uitgestuurde, geondersteunde kerkplanter. En sy vrou, wat letterlik 'n tutoringbediening begin het vir honderde kinders, hoërskoolkinders wat help nodig het met skoolwerk. Daar is kinders wat sy lewens verander het, gegee die ondersteuning wat ons hulle gebied het. En baie van ons weet hoe siek Sigle is, sy sit met kanker. En toe sy om haar kyk, waar is my broers en susters in die geloof, soos wat sy die stomp dra, toe sien sy ligpunters om haar. Dankie julle. Nick Kalangalawia, nee, dis nie reg nie, vergewe my. Nick van die kerk in die DRC. Hy het 'n hele kerkplant netwerk begin en kerke geplant om hom, gegee die gereelde ondersteuning wat ons hom kan bied. Sigle van Renewal Fellowship in die suide van Johannesburg het 'n ontsettende gesonde en goeie geloofsgemeenskap. En hy sê dankie Ligpunt vir die ondersteuning wat julle my bied. Julle maak my werk moontlik. Alles dit om te sê is te dankie aan ons vennootskap met hulle en ons vennootskap met julle kan ons die goeie werk van die bou van Jesus se koninkryk ondersteun. Dit is vennootskap. Dit gaan verby ons vennootskap met julle. Dankie julle. Maar ek gaan aan. Baie keer kyk ons net na hierdie groot goed. Ons kyk vinnig neer op die kleiner take wat net so belangrik is, soos van die groot goed wat ons genoem het. Ons kyk vinnig neer op die dinge wat agter die skerms gebeur, wat ons kerk gesond maak en ons mense opbou. Die hande van hierdie mense se werk is net so belangrik, soos enigiets anders. En so ek gaan vir die volgende paar minute deur 'n hele wat lys mense gaan, wat agter die skerms ons kerk opbou, en met hulle hande dien. Daar's te veel mense om op te staan, maar ons gaan vir die mense hande klap op die einde. So hoor gou saam my, die eerste groep wat ek voor wil dankie sê vanoggend, is die koffiespan. Die koffiespan, week in en week uit, dra tafels uit, maak koffie, sit koeldrank uit, suiker, melk, en hulle pak dit alles weer weg. En vir Sarah, daar staan Sarah daar agter, sy is 'n masjien wanneer dit kom by die koffie wat ons bedien. Dankie julle. En in dieselfde asem wil ek sê, die gasvryheidspan, wat vanuit hulle eie sakke uit, klein happies uitsit elke week, sodat ons almal gemaklik kan voel. Dit is moeilik om met iemand te praat voor 'n koppie koffie en 'n happie. Dit is moeilik. Het is moeilik om ons vriende te nooi en hulle te laat gemaklik voel. Dink jy ons sou gewees het wie ons vandag is, as dit nie vir hierdie bediening was nie? Ons sou nie. Dankie julle. Ek wil ook net sê, ek dink die kinders is ontsettend dankbaar vir die gasvryheidspan. Maar ek kom baie keer 5:09 aan en dan is van nie happy nie. Maar weet jy, die kinders sê ook dankie. Dankie. Dan die stoelespan. Moet ek verduidelik hoekom hulle belangrik is? Dankie julle, week in en week uit. Dis baie stoele om uit te pak. En ons pak dit weer terug en ons pak dit weer uit. Dankie julle. Baie dankie julle. Julle sal die gesigte sien van ander die mense hierbo. Dan die kontakpuntspan. Ons stuur vir julle baie inligting uit, nê. Maar hierdie groep sal nog steeds julle vrae beantwoord. As jy net jou WhatsApp gelees het, sê geweet het. Maar hulle staan getrou week in en week uit en beantwoord daai vrae oor en oor en oor. Dankie julle. Maar ek wil ook vir julle sê dankie, want wanneer nuwe mense julle gesigte ontmoet, dan wil hulle deel word van hulle kerk. En so dankie kontakpuntspan vir die manier wat julle ons dien. Dan die aksiespan. Van julle weet nie eens wat die aksiespan is nie. Die aksiespan is die ouens wat die venue kom onder beheer. Hulle sluit die deure oop. Hulle maak seker die saal is semi-skoon voor die stoele uitgepak word. Hulle maak seker die generators aan dat die krag nie afgaan nie.
Hulle maak seker as daar enige krisis is, dat daai krisis onder beheer gehou word. Julle sê vir my, Johan, daar's nie krisisse by Ligpunt nie. Presies! Want die aksiespan is uitstekend in dit wat hulle doen. Dankie aksiespan vir alles wat julle doen. Laastens wil ek net sê, daar's 100 ander dinge, inisiatiewe wat die Here op mense se harte gedruk het, wat niemand anders van weet nie, net die Here en daai individu. Ek wil vir jou dankie sê dat jy luister na die Gees en gehoorsaam is en ons bedien op die 100 maniere agter stilletjies. Ons sê dankie vir julle almal, dankie. Ons kan nie alles noem nie, maar ons het regtig probeer. Dankie vir julle opofferings. Kom ons klap vir al hierdie mense dankie. Soos ek naby aan die einde kom, naby aan die einde, nog nie by die einde nie, naby aan die einde, okay? Wil ek een versoek by julle los. Dis 'n versoek wat ek glo indirek uit die teks uitvloei van die Here af vir ons. En die versoek wat half indirek agter alles is wat Paulus sê, is hierdie versoek. Hou asseblief aan. Hou asseblief aan. Ligpunt, die tye waarin ons lewe is nou anders as wat dit was 10 jaar terug. Daar is nou meer vrees, meer onsekerheid, en die duiwel gaan dit gebruik as sy beste wapen teen ons. Hy gaan fluister in jou oor. Jy spandeer te veel tyd by die kerk en te min tyd by die werk. Hy gaan fluister in jou oor, jy gee te veel. Hy gaan fluister in jou oor, Suid-Afrika brand af, vat jou sekuriteit in jou eie hande, die Here gaan nie sorg nie, hy's nie goed nie. Dis vir die duiwel gaan fluister in jou oor. Hierdie leuns en hierdie vrees en hierdie versoeking vir ons as kerk om bang te wees soos ongelowiges wat nie 'n hemelse Vader het nie, om dieselfde vrees te hê as hulle. Hierdie versoeking en hierdie leuns wat wil maak dat ons twyfel aan ons goeie Vader. En in die Jesus wat in ons plek staan, hierdie wapens is die Satan se kragtigste wapens in ons dag en tyd. En ek sê vir ons almal saam, wanneer ons luister na daai leuns, wanneer ons ingee tot daai vrees, dan gaan dit maak dat ons ywer verloor. Dieselfde ywer wat ons vandag voor wil dankie sê. Dit gaan maak dat ons minder vrygewig wil wees, gemaak dat ons minder wil gee van ons tyd en geld, gemaak dat ons nie wil kerk toe kom nie. Gemaak dat ons nie wil gesinsgroep te gaan nie, het gemaak dat ons nie meer onder God se woord wil sit nie. Satan het 'n plan en hy gaan ons aanval op hierdie tye, in hierdie tye. En ek dink die kerk in Filippi het dieselfde versoeking beleef. Wanneer ook al daar 'n goeie werk is, dan kom die Satan en hy wil daai goeie werk vernietig. Maar hoor hoe bemoedig Paulus vir die kerk in Filippi en hoor hoe wil hy julle bemoedig om aan te hou vanoggend. Hoor waar plaas hy hulle vertroue en hoor waar sê hy waar moet julle julle vertroue plaas. Hoor hoe kragtig is hierdie woorde. Filippense 4 vers 19 en 20. Ligpunt. God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Dis wat ek vanoggend by ons wil los. Soos wat ek vir julle sê, hou net so aan, so sê ek wanneer die vrese van die wêreld oor jou pad kom. Wanneer die wapens van Satan jou hart laat bekommer en onseker voel oor ons goeie Vader in die hemel. Gebruik hierdie vers as jou wapen om mee terug te beklei. Sê hierdie woorde terug. Ons goeie Vader sal voorsien. As hy sy eie seun gegee het om ons te vergewe van al ons sondes, hoekom sal hy ons weerloos en hulpeloos laat? Hy sal nie. Hy sal voorsien. Nou sluit ek regtig af. Nog een laaste dankie. Ek wil dankie sê, nie net vir julle nie, maar ek wil dankie sê, belangriker as enige ander dankie vanoggend, en dit is 'n tema reg deur ons oggend, wil ek dankie sê aan ons getroue Vader in die hemel, wat agter alles staan. Ons sien dit in die teks, in vers 3. Paulus sê, I thank my God in all my remembrance of you. Hy weet en ons weet, as dit nie vir die Here was nie,
sou ons lankal weggeval het. Die wêreld sou ons ingesluk het, die swaar kry sou ons gewen het, en ons sonde sou ons oorweldig het, maar dit het nie. Want die Here is goed. Ons sê saam met Paulus, dankie Here vir die goeie werke wat U in ons midde laat doen, vir die vrugte van die Gees wat U laat voortspruit in ons harte. Vir U getroue hand wat ons dra, wat ons sterk maak, wat elke opoffering moontlik maak. Dankie Here, ons sê dankie. Ons gee vir U al die eer. Hou aan so genadig wees, soos wat U was. Laastens, vers 6. Filippense hoofstuk 1 vers 6. I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Hierdie is 'n bewys dat die Here is besig met ons. Dit is alles hierdie die Here wat in ons werk. Laastens. Hierdie is Charles Spurgeon wat dankie sê vir sy kerk en wat vers 6 uitpak. Hierdie is die evangelie. Hoor wat sê Spurgeon? Die Here werk in jou. Wat beteken dit? Hoor wat sê hy? They suffered for their Lord patiently. They defended the faith bravely. They spread it zealously. And their lives confirmed it. And so Paul said to himself, en hy sê vir ons, this is the finger of God. The Lord himself has begun this work, and thus the Lord himself will complete the work. Paul sees this partnership as proof that God has indeed done a powerful work in these believers. And because God has started the work, His faithfulness and His grace to us in Christ Jesus means He will never let us go. He will complete the work He started. Amen. Kom ons prys die Here vir sy goedheid teenoor ons in gebed. Almagtige God, Papa Vader, ons sê dankie. Ons sê dankie vir Jesus, wat ons vergewe het, wat ons vanuit die duisters na die lig toe gebring het, vir ons op 'n nuwe pad gesit het. 'n Lewe wat nie meer gaan oor ons nie, maar wat gaan oor U. U mense in die verlore wêreld om ons. Dankie. Dra nog vrug vir die glorie en vir die uitbou van die koninkryk in Pretoria. Hou aan om ons te gebruik. Ons prys die heilige naam. Ons dankie vir die woord. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.